Net by God vind ek rus, van hom kom my redding. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek vas en stewig staan. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom maar sit. Geliefde familie, geliefde broers en susters, ons begin deur te sing uit Gesang 563. Dit is ons loflied, die aandgesang, en ons sing daarvan verse 1 en 4. Ek lees die 4de vers aan u voor. Eens aan die einde van my lewe sal ek van sorge en moeite vry, vir elke dag my hier gegewe, u hoor reiner loflied wy. Ons sing hierdie lied staande, waarna u weer u sitplekke kan inneem. Liefde, Org, Arina, Driekus, Erik, Jan Hendrik en Rita. Ons word vandag stil voor die heilige aangesig van God. Ons kom neem afskeid van 'n geliefde, iemand wat baie besonder, spesiaal was in julle lewe en in baie ander mense se lewens. Ons doen dit vandag in hierdie kerkgebou, omdat Tannie Susan ook hier 'n bepaalde pad geloop het. In hierdie gemeente eintlik groot geword het, en haar ouers was ook vir lank in hierdie gemeente, en van haar ma se kant af is ek ook familie, aangetroud. En daarom sien ek baie van my familie vandag hier, en dan ook van my grootword gemeente se mense, Wonderfontein, waar ons dan ook nou 'n pad saam geloop het, en ek nou as kind eintlik al daar weg is, en hoër volksskool toe gekom het, en daarvandaan Pretoria toe, en toe nou Potchefstroom toe. Maar Tannie Susan het 'n besondere band met hierdie gemeente ook gehad, en verlede jaar het sy haar 80ste verjaarsdag in hierdie gemeente ook kom vier.
En sy wou dit graag hier ook in 'n erediens doen. En daarom, wanneer ons nou stil word vandag, is dit met groot dankbaarheid in ons harte vir soveel genade. Dit is God wat 'n mens vorm, wat jou skep en wat aan jou die lewensasem gee. Hy ken en roep jou terwyl jy nog in jou moederskoot is. En dit is 'n baie groot voorreg om as kind van die Here te kan groot word. Met geboorte is daar altyd vreugde en dankbaar. En dan groei 'n mens op en op jou lewenspad beleef jy 'n klomp uitdagings. Daar kom terugslae, maar daar's gelukkig ook baie vreugde op jou lewenspad. En soos wat die jare aanstap, kom jy diep onder die indruk van jou eie verganklikheid, die kortstondigheid van jou lewe hier op aarde. Jy kom onder die indruk daarvan dat hierdie liggaam sterflik is. En dan besef 'n mens al hoe meer jou totale afhanklikheid van die Here. Dit is dan wanneer jy die lewende hoop waarvan Petrus praat, sin aan jou lewe begin gee. En tannie Susan het in die geloof en uit volhard, omdat sy hierdie lewende hoop geken het. Haar hele lewe het daarvan getuig. Haar diensbaarheid binne en buite die kerk was teken van 'n dankbaarheidslewe. As vrou vir oom Org, as ma vir haar kinders en ouma vir haar kleinkinders, het sy haar nie net onderskei nie, maar was sy geliefd, kosbaar, spesiaal. En as ek so kyk na hoeveel mense hier vandag is, vertel dit ook iets van haar lewe en die indruk wat sy gemaak het op 'n klomp mense wat haar pad gekruis het. En hier aan die einde kon sy in vrede sterf. Sy het haar Heer geken. En daarom lees ons uit die woord van God, vind ons troos by die Here, want hy is die Here van ons lewe. Ek lees aan die vooruit 1 Petrus 1 vanaf vers 3. Die opskrif daarby is die lewende hoop en die egte geloof. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle vir 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets. En die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en eer en heerlikheid waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Hier eindig ons skriflesing. Wie 'n kind van God is, luister na die woord van God. Ons sing nou, geliefdes, as gebed, Gesang 266.
die Ons Vader. Ons sing hierdie lied staande, waarna u weer u sitplekke kan in. Ons Vader, Geliefdes in die Here Jesus Christus, nou het ons 'n lewende hoop. Die aardse lewe word begrens. Eintlik kan 'n mens sê onverbiddelik begrens. Hier op aarde is daar 'n laaste dag vir elkeen van ons. Dit hang af hoe 'n mens na hierdie sterflikheid van die liggaam kyk. Maar dit kan vir party 'n verskriklike werklikheid wees. Partykeer beleef 'n mens dat dit die einde is, die einde van alles. Selfs vir die wat naby is en agterbly, voel dit asof jou hele wêreld in mekaar tuimel. Ja, dis waar, as 'n geliefde sterf, as 'n mens vir 54 jaar met mekaar getroud is, en jy verloor jou lewensmaat, jy verloor jou ma en jou ouma, dan verander jou lewe ingrypend. Daar is niemand van ons, en in elkeen van ons se huise het ons al seer beleef, het ons al geliefdes aan die dood afgestaan. En wanneer jy iemand verloor, verander jou lewe onherroepelik. Want dis ook hoe dit hoort. Daardie mens is kosbaar. Tannie Susan was kosbaar vir jou. Sy was vir julle iemand besonder. Iemand met wie julle 'n lewe gedeel het. En daarom is daar seer. Dit hoort so. En daar gaan verlange wees. Daar sal 'n leë plek wees. Want dit is hoe die lewe is. Ons word gebore en ons leef hier op aarde. As dit met ons goed gaan, is ons dankbaar. As daar uitdagings kom, weet ons waar ons ons hulp vandaan kan kry. En ons weet, daar's ook 'n laaste dag.
Nou is dit interessant dat Petrus sy brief begin met 'n lof aan God. Hy bring lof aan God in die hoë hemel. Hy bring lof aan God wat die Vader is van Jesus Christus. Petrus word ook beskryf as die apostel van hoop. Hy skryf aan al die gelowiges wat hulle self vreemdelinge in die wêreld voel. Dit is gelowiges en ek dink nie ons verstaan regtig hoe die gelowiges gelei het, daardie eerste gelowiges gelei het, onder al die druk van buite en die heidene en al die vervolging wat daar was. Hulle leef in hierdie wêreld, daar's vertel Christus is dood, en hulle sê hy lewe. Hulle glo in Christus, hy is hulle lewe. En daarom was hulle lyding onbeskryflik. Hulle is vervolg, hulle is doodgemaak vir hulle geloof. En dan begin Petrus deur God te loof en te prys oor sy heilshandeling. Hy is die Vader van Jesus Christus. Hy is die Here van al die gelowiges. In Christus het God homself bekend gemaak. In Christus het God se reddingswerk 'n hoogtepunt bereik. Sonder Christus kan ons God se goedheid nie reg verstaan nie. Ons moet God prys omdat hy ons, en luister mooi, die nuwe lewe geskenk het deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Hierdie nuwe lewe ontvang ons deur die woord van geloof. Dit is 'n dinamiese gebeur. Hierdie nuwe lewe bring vir ons hoop. Dit bring vir ons 'n lewende hoop. En so word 'n mens gerig op die toekoms. Die mens ontvang 'n nuwe begin. Hy word opgeneem in 'n heil wat nie in die verlengstuk van die aardse lewe lê nie. Dit wat God gee, is heeltemal anders as wat 'n mens kan bereik. Dit is 'n gawe wat die mens onverdiend ontvang. 'n Gawe gegrond op die barmhartigheid van God. En juis in Jesus Christus se opstanding uit die dood word God se barmhartigheid sigbaar. 'n Mens kan dit 'n bietjie verder terugvat. Ons is nou deur 'n feesseisoen en ons het Kersfees gevier en met Kersfees herdenk ons die geboorte van ons verlosser. Ja, God se barmhartigheid word sigbaar wanneer hy sy seun stuur na hierdie wêreld toe, stuur om te sterf vir ons sondes. Maar wanneer hy hom ook opwek uit die dood, sodat daar oorwinning kan wees en 'n nuwe begin. 'n Nuwe begin vir elkeen wat in hom glo. Nou is tannie Susan so hier by die draai van die jaar oorlede, waar ons afskeid geneem het van die oue en waar ons begin met 'n nuwe. En dan is dit nogal simbolies daarvan, dat wanneer 'n mens die oue hier afsterwe, jy uiteindelik ook die nuwe ontvang. En wanneer jy hierdie ou liggaam van afskeid moet neem, ontvang jy 'n nuwe woonplek by God. En hierdie gekruisigde Jesus is die opgestane Heer. Hy is die lewende Heer. En die opstanding van Jesus en die nuwe lewe wat ons ontvang, bring lewende hoop. Die hoop wys op iets wat ons ontvang het en tegelykertyd ook na iets wat nog moet kom. Die hoop is die manier waarop geleef word en waarop ons geloof in hierdie bedeling uitgeleef word. En daarom is geloof eintlik niks anders as hoop nie. Geloof kan nie verklaar word. Ek weet, ek glo. Ek weet daar's 'n Here. Ek weet hierdie Here is die skepper van alles en almal. Hy's ook my skepper. Ek weet hy het
ondanks al my gebreke, en nou wil ek dit sommer reguit noem, my slegte dade en my sonde, my so lief dat hy my gered het. En daarom is dit 'n lewende hoop wanneer ons vorentoe kyk. Dis 'n sekerheid wat alreeds iets van hierdie hoop in ons laat grondvat. Dis 'n sekerheid wat ook gegrond is in die opstanding van Jesus Christus. Daarom is dit nie 'n ydelle, 'n bedrieglike, 'n leë hoop nie. Hierdie hoop hang nie in die lug nie. Die opstanding van Jesus Christus is die inhoud van hierdie hoop. Ek weet hy het opgestaan, ek was nie daar. Maar daar's daaroor getuig. En die Heilige Gees werk in my hart en hy oortuig my daarvan dat die opstanding van Jesus ook my opstanding insluit. Dat ek ook sal opstaan tot daardie ewige heerlikheid waartoe God my bestem het. Daarom is die opstanding van Jesus Christus die hoop daarop dat ek sal deel in die ewige erfenis. En daarom leef gelowiges as erfgename van God se beloftes, omdat ons mede-erfgename van Christus mag wees. In Christus staan hierdie erfenis vas. Wat is hierdie erfenis? Dit is die ryk van God. Dit is die nuwe hemel en die nuwe aarde. Dit word vir ons in bewaring gehou. Terwyl ons nog hoop en in hierdie afwagting lewe, is die erfenis in goeie hande. Dit word bewaar. Dit word in die hemel vir ons bewaar. Daar waar dit buite gevaar is. Hierdie erfenis word omskryf deur Petrus as onverganklik. Mens kan baie oor onverganklikheid sê. Kort kom dit daarop neer, dit gaan nie verby nie, dit vergaan nooit. Dis onbesmet. Daar's nie sonde nie. Daar's niks van die ellende wat ons hier ken. Dis 'n absolute volmaaktheid. Dis onverwelklik. Die Bybel praat baie en hy maak die vergelyking tussen 'n mens en 'n blom. 'n Blom wat verwelk en afval, gras wat verdor. So is die mens dan ook nou maar. Ook as ons na ons liggame kyk, dan sien ons hoe ouer ons word, hoe meer verander ons. Ons het naderhand nie meer die kragte om alles te doen wat ons graag wil doen. Nee, sê hy, daardie erfenis is onverwelklik. Daar leef jy in hierdie ewige volmaaktheid. Dit het 'n besondere karakter. Dit bly altyd dieselfde. Die glans en die skoonheid daarvan vergaan nie. Die waarde verminder nie. Aan die gawe wat God beloof, kleef geen enkele gebreke. En soos die erfenis in die hemel bewaar word, dit is my troos in die lewe, is dat gelowiges ook vir daardie erfenis bewaar. En as ons eerlik moet wees, as 'n mens na jou lewe kyk, die mens wat naby aan die Here lewe, sal jy talle kere kan oproep waar God jou vasgehou het, waar God jou bewaar het, waar hy jou gaan haal het toe jy afgedwaal het. Want hy bewaar jou vir daardie erfenis. Hy waak oor jou. Hy pas jou op. Hy hou die wag oor jou. En God hou die wag oor sy kinders. En tussen hemelvaart en wederkoms, ek en jy nie aan ons eie lot oorgelaat nie. Is nie so dat ons gebore raak en ons lewe en ons sterf en daar's niks nie. En God is met ons besig. En hy skenk ons geloof. Hy sterk ons in daardie geloof. En deur sy krag, daardie krag wat ons nie omskryf kan omskryf nie, daardie krag waarmee hy
die hemel en aarde en die gewelf en alles geskep het en steeds in stand hou deur sy krag bewaar hy ons. En dan word daardie krag van hom in Christus 'n reddende krag. En God beloof dat hy sy kinders nooit in die steek sal laat. En daarom weet ons in die geloof dat God ons bewaar, dat hy oor ons waak. In die geloof word ons redding vir ons 'n werklikheid. Deur die geloof word ons gerig op die toekoms waartoe God ons geroep het. Hierdie toekoms is die saligheid wat in die laaste tyd geopenbaar sal word. Die saligheid is reeds daar, maar nog verborge. Daarom hoop ons nog. En wanneer Jesus weer kom, sal ons hierdie saligheid in sy volle heerlikheid sien, ontvang en beleef. Maar nou beleef gelowiges ondanks Christus in hierdie wêreld nog lyding. Daar's baie mense wat vra, maar as God dan nou goed is, en as God dan nou so liefdevol is, en as ons dan nou sy kinders is, hoekom lyk die wêreld soos wat hy lyk? As Jesus dan nou die koning van die wêreld is, hoekom is daar nog seer en swaar kry en siekte en ellende en oorloë en noem dit op? Ja, dit kan 'n mens verwar. Sou die kruis van Christus en sy opstanding 'n mens dan nie vrywaar van swaar kry en lyding en allerlei beproewinge nie? Petrus praat hieroor. Eintlik is dit 'n pastorale brief hierdie. Lyding en beproewing word van alle kante omsluit deur die heilswerk van God. Lyding en beproewing loop uit op onuitspreeklike en heerlike blydskap. Die swaar kry in hierdie wêreld het 'n grens. Dit sal nie altyd duur nie. Na die lyding kom die vreugde van die hemelse heerlikheid. Die laaste woord behoort aan Jesus Christus. En in die geloof gryp ons al vooruit na hierdie onuitspreeklike en heerlike blydskap. Om op wag te wees na hierdie heerlike blydskap is al 'n vreugde. Terwyl daar nog lyding en beproewing is, terwyl ons nog die werklikheid van die dood en hartseer beleef, moet ons in die geloof standvastig bly. Petrus sê beproewinge is deel van die aardse lewe. Ons kan hierdie lyding en beproewinge nie ontvlug nie. Vir die gelowige dien dit tot geloofsversterking. In alle omstandighede van beproewing, van swaar kry, smart, seer en dood, is die enigste antwoord volhard in die geloof. Alle beproewinge is kortstondig. Dit behoort aan die verbygaande wêreld. Die einde is naby. Die saligheid is al gereed om geopenbaar te word. In geloof sien ons by die grense van tyd verby. Sien ons verby die dood en graf. Beproewing is ook nie sinloos nie. So 'n vuurproef kan lei tot 'n sterker geloof. Swaar kry is selfs bevorderlik vir geloof. Dit bewerk geloof. Dit is juis in geloof dat ons Jesus liefhet, al sien ons hom. Ons glo in Jesus Christus. Hierdie geloof en liefde is die vrug van ons hoop. Ons vreugde lê in die einddoel van geloof. En die einddoel van die geloof is die saligheid van die siel. Hierdie saligheid is die ewige lewe, die komende heil. Dit is waarheen ons op pad is. Die gebrokenheid wat ons nou beleef, sal plek maak vir 'n volmaaktheid. Saam met Christus deel elke gelowige in sy oorwinning. Dan gaan ons geloof oor in aanskouing en ons hoop word verander in vervulling. En nou geliefde familie, geliefde broers en susters,
Tannie Susan het hier op aarde geleef. Daar was baie vreugdes in haar lewe. Daar was uit die aard van die saak ook beproewing. Daar was in die laaste tyd, en dit was vir my interessant geweest dat sy nou hier rondom haar 80ste verjaarsdag en dit aanloop daarna toe en daarna bepaalde goed gereël om dit so half in plek te kry. En toe was daar nou 'n klompie terugslag ook, maar op elkeen van ons se lewenspad kom daar beproewinge en elkeen van ons het maar ons deel. Maar wat wel van haar waar is dat sy deur alles heen in die geloof volhard. Nooit getwyfel het nie. Almal van ons wil graag leef. Natuurlik. Maar ons is natuurlik ook mense wat voorwaardes stel, ons wil graag gesond wees. En as daar nou uitdagings op ons lewenspad kom, dan het ons gelukkig geloof. En sy het in die geloof volhard, sy kon bly hoop. En haar dienswerk, haar diensbaarheid in die kerk, het ook getuig van volgehoue hoop. Ook in haar lewe het sy God se genade beleef en kon sy ook vreugdevol, dankbaar tot eer van die Here leef. So het die Here haar opgepas, haar bewaak vir die erfenis wat ook vir haar in bewaring gehou word. En as ons dan vandag afskeid neem, dan loof ons God, die Vader van ons Here Jesus Christus, dat hy aan ons die nuwe lewe geskenk het deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Ons glo die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Geliefdes, kom ons dank saam. Here almagtige God, wanneer ons voor U buig vandag, is dit in diepe afhanklikheid, dankbaar vir U oneindige liefde en genade. Dankbaar dat ons in hierdie oomblik 'n Vader in die hemel het wat vir ons lief is. Wat vir ons so lief is dat U U enigste seun gestuur het om ons uit 'n ellendige toestand te red. Wat vir ons so lief is dat U nie wil dat ons sal sterf nie, maar dat ons sal lewe. En daarom, Here, loof en dank ons U dat U dit so beskik het dat daar vir ons 'n ewige woonplek is. Dat as hierdie liggaam nie meer goed genoeg is om in te woon nie, daar 'n heerlikheid is wat alles verreweg oortref. Dank ons U dat U ons daarvoor bewaar, dat U oor ons die wag hou, ja Here, dat U ons oppas, sodat ons daardie eindbestemming sal bereik. Dat U ons hand vat en ons op U pad lei. Ons kom dankie vanoggend vir die lewe van Tannie Susan. Dankie vir die mens wat sy kon wees. Dankie Here vir die verskil wat sy gemaak het oral waar sy gegaan het. Maar dat sy in die besonder vir haar huis, haar man en kinders en kleinkinders baie spesiaal kon wees. Ons dankie Here dat U altyd by haar was en haar omvou het met U liefde en haar in die geloof gesterk het en dat sy tot in die einde kon volhard. Ons dankie vir die goedheid en genade en vir die erfenis wat U vir ons in bewaring hou. Wil U ons vashou en Here, wil U aan ons geloof skenk. Vergewe ons sonde om Christus ontwil. Amen. Kom ons sing ten slotte Gesang 602. Ons sing die eerste, die derde en die vyfde verse. Oorwinnaar sal ons alles erf, is die 5de vers, en drink uit die fontein van lewenswater, heerlik rein, en God sal oor ons skyn. Verse soos daar afgedruk, agter op die blaadjie, Gesang 602, en u bly staan vir die uitspreek van die seën, waarna u weer die sitplekke kan in. Gesang 602.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen. Liefde Org, Rina, Driekus, Rita, Hendrik, Erik. Ons innige meegevoel, die afsterwe van Tannie Susan. Nou baie dikwels hier gekom, Magda is nou daar in die saal, maar sy is hier in die kantoor, en as ons sien, dan stop die Fortuner hierso. En dan word daar goed uitgelaai vir ons armoedeprojek. Vanoggend Tannie Susan het dikwels vir ons hier kom kuier, en dit was altyd lekker om vir julle te sien. Ons innige meegevoel en mag die Here vir julle dra, mag hy vir julle troos in hierdie tyd. Ons vertrou dat die Here sy hand op elkeen van julle sal. Ek gaan nou geleentheid gee vir Driekus om dan namens en oor Driekus wil ek nou net sê, daar staan nou skoonseun, maar hy was eintlik maar 'n eie seun. Driekus gaan dan nou bedankings namens die familie. Vriende, en besonder familie, baie dankie vir elkeen wat hierdie dag met ons kom deel het. Ek het nou, toe ek hierso sit, toe glimlag ek net vir 'n oomblik, want ek het net besef, Ma Soos het ook haar grappies gehad, ook haar humor gehad, en familie en vriende was vir haar baie belangrik. En sy het dit weer vandag reg gekry om ons bymekaar te kry. Sy was ernstig daaroor. En sy was ernstig daaroor as daar iets gereël word, moet ons bymekaar kom, soveel as wat ons kan. En daarom het ons die voorreg vandag om hier bymekaar te wees. Namens die familie is daar 'n paar bedankings wat ek wil doen. En dit is nie om enigiemand uit te sonder nie, of om iemand agter te laat nie. Maar daar was net verskeie mense en organisasies wat in hierdie tyd ons werklik bygestaan het met 'n paar uitdagings wat ons nie noodwendig die gereedskap in ons gereedskapkissie gehad het om te hanteer nie. Aan ons hemelse Vader sê ons eerstens dankie. En ek dink Dominee het vir ons baie mooi in die woord uit verwoord ook vanoggend. Want ons het 'n God wat groot is, wat 'n seun gestuur het, wie se geboorte ons onlangs herdenk het, ook saam met ouma Soos nog, wat vir ons 'n pad kom maak het. Ouma Letty, Ma Soos se ma, het altyd gepraat van die bruggie wat jy moet oorsteek. Ons is nog dis kan die bruggie. Ouma Soos het oorgesteek. Maar ons dank die Here vir daai bruggie. En dat ons weet, God is daar vir almal van ons ook. Julle sou hierdie maand 54 jaar getroud gewees het. Julle was verskeie jare verloof gewees. Julle het 'n lang pad geloop. Dankie. Dankie wat jy was vir Soos. Dankie dat jy vir Soos bygestaan het. Ek besef die afgelope jaar
2 jaar dalk, het sy uitdagings gehad. Ek wil net gesê, ons wil almal graag goeie gesondheid saam hê, maar julle het nog tyd saam gehad, en ons sê vir pa dankie, vir wat pa ook vir ma in daai tyd gedoen het, die aanry, die bystaan, die kos maak, net daar weer vir Soes. Rita, ons sê vir jou baie dankie vir jou vasberade ondersteuning die afgelope jaar. Maar Soes se gesondheid was vir jou ook 'n baie groot bekommernis gewees. En ek wil amper sê, ek dink jy het baie daaroor wakker gelê op. Jy het nie geskroom om in die kar te spring nie. Vroeg hospitaal toe, maandagoggend, na ons fone in die vroeë oggendure gelei het, was jy vinnig daar. Dankie vir die reëlings wat jy vir ons in plek gebring het hierdie week. Vir ma se te ruste neerlê. Dankie vir die vakansies wat jy pa en ma opgevat het. Vir die mooi plekke waar jy nie hulle gevat het. En ja, dankie vir die Drakensberge waar jy nie hulle gevat het nou in Desember. Ons weet, sy die natuur skoon geweldig geniet. Baie dankie, sis. My vrou en my seuns, dankie. Dankie wat julle vir julle ouma gedoen het. Dankie Arina, vir jou liefde, jou verdraagsaamheid en jou deursettingsvermoë. Met goed wat partykeer ouma gepla het, wat jy net geluister het, en maar 'n koppie tee gemaak het, as ons nie die antwoorde het. Elke persoon hier teenwoordig, baie dankie vir julle liefde, julle ondersteuning, julle vriendskap, julle omgee, julle drukkies oor 80 jaar. Dankie dat elkeen van julle ook die moeite gedoen het om hierheen te reis, die van julle wat ver is. Reis is 'n uitdaging vandag, maar nog steeds het julle kom bywoon. Ons het regtig groot dank daarvoor. Dankie ook vir elkeen wat verversings gemaak het en ruim voorsien het vir hierdie dag. Ek, namens die familie, wil ook my dank betuig aan Dr. Johan Moelman, Male se internis vir die afgelope paar jaar, wat 'n baie groot rol gespeel het vir ons. En in besonder die afgelope paar maande, waar ouma Soes se gesondheid regtig geslag toegedien is, en daar geweldige uitdagings was. Ons dank hom vir sy deernis, sy liefde, sy tikkie humor, waarmee hy ma hanteer het. En ons dankie ook vir die spesiale verhouding wat hy met ma gehad het. Hy het 'n manier gehad om met ouma Soes te werk, as dit by hierdie mediese goed kom. Sommige van julle weet, ouma Soes was maar 'n bietjie hardkoppig geweest. Probeer haar oortuig, hy moet nou hierdie pilletjie drink of daai ding drink, want dit is ook goed vir haar. Sy het haar eie wil gehad. Die dokter kon haar hanteer. Dominee Norman Lester, by Wilgers, soos wat julle bewus is, het ma op hierdie stadium met hartversaking gesit, en hy het vir ons die saak baie goed hanteer, het haar baie goed behandel, en ons dank hom daarvoor. Dr. Stefan Brink by Unitas, die dokter wat maandag, sondag nag op diens was, by die kardiologiese ICU, wat ma bygestaan het, deurgebring het, ons nog 'n oomblik tyd gegee het saam met haar. Ons dank hom dat hy mooi met Rita gaan sit het na die tyd, terwyl ons nog op die pad was,
verduidelik het wat het gebeur en die proses wat voorlê. Dan was daar dokter Mokotong, ook by Unitas, besondere man. Ek dink 'n baie goed geleerde, ervare swart man. Hy het ook al grys hare in sy baard, maar hy kan mense hanteer. En hy het ons hanteer. Dankie vir sy deernis met hierdie familie. Sy inligting wat hy met ons gedeel het, sodat ons alles kon verstaan oor wat moontlik daardie dag nog kon gebeur het en besluite wat ons moes neem rondom dit om ook onsself te probeer voorberei. En ek dink in besonder sy besorgdheid oor pa. Hy het spesifiek teruggekom later die dag om by pa 'n draai te maak om te hoor hoe gaan met pa. Dit was vir hom belangrik. Dankie dokter. Die personeel van die kardiologiese intensiewe sorg by Unitas, van die afdelingshoof tot by die maatskaplike werkster, wat ons bygestaan het, elke oomblik ons ondersteun het, die heeldag na ons omgesien het. Dit is nogal 'n vreemde gesig om ek het nie ervaring hierin nie, maar om 'n maatskaplike werkster by jou te hê, as daar die hartmasjien besig is om af te neem, en jy moet dit bystaan. En dan Dr. Cornelia Dievenage, Dr. Doefie soos ons al geleer ken het. Jarelange vriend van hierdie familie, wat reeds al leer ken het deur haar werk en wat ons mee betrokke geraak het. Sy het daardie dag deurgekom, sy het ons kom ondersteun. Sy het ons leiding gegee, die mediese terme mooi in Afrikaans oorgesit. Sy was met ons gewees in daardie tyd. En sy was 'n ware steunpilaar. Dominee Willem, baie dankie vir jou geloofspad wat jy met ma geloop het. En as familielid dink ek was dit ook vir haar baie van waarde gewees. Dankie vir die boodskap. En dankie vir die hoop uit die boodskap uit. Dat dit nie vir ons 'n swart dag is vandag nie, maar 'n dag waar die lig van Jesus Christus vir ons skyn. Baie dankie. Ook net dank aan die dames wat vir ons reg staan in die saal om ook daarso te help. Mense net namens die familie baie dankie nogmaals vir elkeen wat hier is. En dan net om ons se laaste woorde. En haar wens. Gaan ek 'n kort wyle julle vooruit. Gaan moedig voort en glimlag in die stryd. Terwyl dit dan van my wees sterk. En doen met ywer steeds wat julle werk. Maar vul elke uur met durf en vlyt. Doen wat julle hand vind om te doen. Onthou, ek is nog net daar. Nog altyd naby julle. Baie dankie. Baie dankie Driekus. Broers en susters, baie dankie vir elkeen van u wat vandag hier is. Ons gaan ons reëlings nou so tref, ons gaan nou die afskeid doen hier in die kerkgebou. En dan wanneer ons klaar is, dan kan u uitbeweeg. U kan by twee kante van die saal ingaan. U kan hierdie kant uitbeweeg en by die hoofdeur ingaan en hierdie kant en daar by die lapa is daar ook 'n deur waar u kan ingaan. En dan kan u daar verversing saam met die familie gaan geniet. Baie dankie aan ons relis vandag, aan die Berna en ons koster die hele dienste ook gelewer. Geliefdes, ek wil graag hê dat u staan vir die afskeidsgeleentheid en dan gaan ek vir ons 'n gedeelte lees, die afskeidsformule en ek sluit af met 'n gebed. Kom ons staan asseblief. Ek lees 'n baie bekende psalm wat ook vir Tannie Susan 'n besondere psalm was en wat die kinders ook aan haar voorgelees het terwyl sy maandag in die hospitaal was. Psalm 23. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie.
Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly. En ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Waar ons nou afskeid neem van Susan Brits, hoef ons nie te treur soos hulle wat geen hoop het nie. Ons glo immers dat Jesus Christus gesterwe, maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenis wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. Amen. Kom ons bid saam. Liefdevolle Here, aan U al die eer, aan U al die lof. U maak van U kinders oorwinnaars. Dankie vir die genade. Dankie vir lewe, hier en vir altyd. Dankie dat die dood se angel getrek is. Dankie Here dat die dood vir ons deurgang kan beteken. Dat daar vir ons 'n ewige woonplek wag, 'n gebou van God. Ek kom bid vir hom org, kinders en kleinkinders, dat U vir hulle sal troos, dat U hulle sal bewaar, op hulle lewenspad by hulle sal bly, dat U dankbaarheid in hulle harte sal gee vir die lewe van 'n geliefde, vir die wyse waarop sy geleef het en gesterf het, vir die sekerheid wat ons mag hê, dat ook sy sal deel in U heerlikheid, en gee dat ons in hierdie hoop sal bly leef, dat daar vir ons 'n ewige erfenis is, wat deur U in bewaring gehou word. En daarom ons gebed, bewaar elkeen van ons daarvoor, sterk ons in die geloof, gee dat ons elke dag in U lig sal leef, naby U sal leef, in U teenwoordigheid sal wees. En daarom pleit en bid ons, dat U ook deur U Gees in ons sal woon, dat U ons voortdurend sal heilig, dat U ons sal gereed maak, en hoe langer hoe meer aan U gelykvormig sal maak. Ontferm U oor ons, o Heer, vergewe ons sonde, om Christus ontwil. Amen.